aanbieding, hoop vir die hiernamaals. Kom ons sluit die oë vir gebed. Hemelse Vader, baie dankie dat ons op hierdie wyse kan by mekaar kom om die woord te oordink. Ons vra dat U in ons midde sal wees en ons sal seën en elke hoorder ook sal seën in Jesus naam. Amen. Nou, die antieke Griekse geskiedkundige met die naam van Herodotus, hy het nou die 5de eeu voor Christus geleef. Hy het oor 'n stam geskryf wat by die geboorte van 'n baba 'n periode van rou begin het vir die lyding wat die suigeling sou moes verduur, indien die kind volwassenheid sou bereik. Hoe vreemd hierdie ritueel ook al vir ons mag klink, is daar tog logika daarin opgesluit. Millennia later het 'n advertensie in Amerika vroeg in die 20ste eeu soos volg gelees: waarom nog lewe as jy vir net $10 begrawe kan word? Ons weet dat die lewe moeilik genoeg kan wees, selfs al glo ons in God en in die ewige hoop. Dink daaraan hoe moeilik dit vir hulle is, wie geen hoop op enigiets behalwe die kort en dikwels moeitevolle bestaan op aarde het nie. Meer as een sekulêre skrywer het al kommentaar gelewer oor die sinloosheid van die mens bestaan, aangesien ons almal nie net doodgaan nie, maar met die besef leef dat ons uiteindelik almal sal sterf. En hierdie besef is dit wat die hele mensweesprojek, wat dikwels moeilik en vol hartseer is, oënskynlik waardeloos maak. Een denker het na die mens as niks anders as stukke bederfbare vlees met verbrokkelende bene verwys. Dis nogal grillerig, maar weer eens is dit moeilik om met die logika hier te redeneer. Natuurlik het ons in teenstelling met al hierdie redenasies die Bybelse belofte van die ewige lewe in Jesus. En dit is die oplossing. Ons het hierdie hoop in Jesus en wat sy dood en opstanding ons bied. Watter hoop is daar vir ons? Nou, die skriftuur wat ek gebruik kom uit 1 Korinte 15 vers 12 tot 19 en Paulus brei uit hieroor hoe naby Christus se opstanding aan die hoop op ons eie opstanding verwant is. Ek gaan dit lees. Ons vind dit dan in 1 Korinte 15 vanaf vers 12 tot 19. As ons dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding uit die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het en dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Net tot daai paar verse. Dit is nou typies Paulus se manier van skryf, wat 'n mens mooi na moet kyk. Maar ek dink die boodskap is duidelik. Paulus stel dit duidelik dat ons opstanding is onafskeidbaar verbonde aan Christus se opstanding. En as ons nie opstaan nie, dan beteken dit dat Christus nie opgestaan het nie. En as Christus nie opgestaan het nie, dan wat? Dan is julle geloof
nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Met ander woorde, wanneer ons doodgaan, bly ons dood vir ewig en dus is alles betekenisloos. Paulus stel dit alles in 1 Korinte 15:32 so. As die dode nie opgewek word nie, laat ons dan eet en drink, want môre sterf ons. Indien ons teenwoordige bestaan van koolstofgebaseerde protoplasma, en wat is protoplasma? Beweeglike massa waarmee selle, lewende organismes gevul is. Al is wat daar is, en ons 70 jaar, indien ons gelukkig is, dalk meer as ons nie rook of te veel van McDonald's hamburgers geëet het nie. Al is wat ons kry, gaan dit met ons baie sleg. Geen wonder dat Ellen White byvoeg, die hemel is vir ons alles werd. En as ons die hemel verloor, verloor ons alles. Is dit nie waar nie? So, daar is hoop vir ons op 'n lewe in die hiernamaals. Nou, laat ek hierdie gedagte vir u na om oor te dink. En dit is, ek dink na oor hoe kosbaar ons hoop en geloof is. Waarom moet ons alles moontlik doen deur God se genade om dit te behou? Want dit is 'n paar gedagtes wat ons oor kan pyns, en in die konteks van hierdie aanbieding is dit waardevol om vandag en dikwels te dink aan die hoop wat daar vir ons bestaan. En dit vorm ons lewens en rig ons vir die toekoms. Kom ons bid saam. Onse Vader, ons is so dankbaar vir Jesus, wat ons hoop kom gee het. Hoop nie net in hierdie lewe nie, maar hoop op 'n ewige toekoms. Ons loof en prys en dankie dat Jesus gekom het en vir ons die deur kom oopmaak het om vir ewig te lewe, dat hy ons sondes op hom geneem het, die prys betaal het en ons voor u kan staan, rein en onskuldig, omdat hy vir ons ingestaan het. Ons vra dat u ons dikwels sal herinner daaraan, wat dit die hemel gekos het, om ons te red. Mag dit ons lewens rig en motiveer, dat ons toegewy tot u sal leef. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.